Athene en hy preek vir die Grieke en hy sê vir hulle, dit is God wat aan almal lewe en asem, ja, alles gee. Alles. Die feit dat jy bestaan, dat jy asemhaal. Aangrypend. Dan gaan hy aan en hy sê, want deur God leef ons, beweeg ons en bestaan ons. Karl Barth, 'n teoloog, het van Friedrich Nietzsche, filosoof, wat gesê het, God bestaan nie, gesê, met die asem wat God hom gegee het, sê hy, God bestaan nie. En dis hoe dwaas die mens kan wees. Enige mens, vir elke oomblik van sy lewe, is volledig van God afhanklik, vir elke oomblik, elke sekonde, vir alles wat hy is, vir wat hy het, elke asemteug, sy hele bestaan, is in God se hand, en ons leef vir oomblikke uit sy genade uit. Hy kan jou wegvat in 'n sekonde, en jy het geen beheer nie. As gelowiges op Pionierspark vier ons oesfees, dit is ons gebrekkige menslike manier, wat altyd gebrekkig is, om vir God dankie te sê vir sy onverdiende genade, guns en seëninge in ons lewens. En ek wil vandag stil staan by dit, wat dit vir ons moontlik maak om te leef en met dankbaarheid te leef, as God se kinders, en dis God se seën. God se seënende hand oor ons lewe. Geliefdes, hou daaraan vas, knoop dit vas in jou hart, neem dit aan, glo dit vir jou eie lewe, en almal rondom jou, wat aan die Here behoort, kind van God, die Here sal jou seën, want die Here wil jou seën. Vir baie gelowiges is dit moeilik om te aanvaar dat God hulle wil seën. Hoekom? Baie gelowiges dink hulle verdien dit nie, wat wel so is. God trek niemand voor nie, of ek moet iets baie spesiaals doen voordat God my seën. En weet dit, as jy 'n kind van God is dit God se wil om jou te seën. Ver bo wat jy jouself kan voorstel. God wil dit doen en hy doen dit vir sy kinders, en as jy sy kind is, wil hy jou seën. Hoekom is dit so belangrik dat ek dit vat en aanvaar dat God my wil seën en dat ek die seën van God vir my lewe sal najag? Want as die Here my nie seën nie, kan ek vir geen mens rondom my tot seën wees nie. Want daar's niks in jou waarmee jy vir mense kan seën as God dit nie vir jou gee nie. Positief gestel, God seën sy kinders, dis hy wil om dit te doen sodat hulle vir ander mense wat God nie ken nie tot seën kan wees. En hoor wat die Here alreeds in Genesis 12, toe hy vir Abraham geroep het, gesê, ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. Jy moet tot 'n seën wees. As God jou seën, sal jy 'n vol en betekenisvolle lewe hê en kan jy vir mense rondom jou iets beteken. Sonder die seën van die Here kan jy vir niemand tot seën wees nie. Sonder die seën van God sal dit later vir almal rondom jou duidelik wees hoe leeg en betekenisloos jou lewe is. So moenie onder die seën van God uitstap nie. Geliefdes, die wonderlik is egter, God wil sy kinders seën. In Numeri 6 vers 22 tot 27 gee vir ons die beste samevatting van God se seëninge en wat dit behels. Om die ryke betekenis daarvan te verstaan, ek wil dit ook in die 33 vertaling lees, wat die ouer mense goed sal ken. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee, so moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. En belangrik om daarop te let dat hierdie nie 'n gebed is deur die priesters nie. Dis 'n toesegging, 'n mededeling van die seën van God deur die priesters aan die volk. Die priesters vra dis nie daarvoor in gebed nie, maar in opdrag van God deel hulle dit mee, spreek hulle dit uit, want dis God se wil om sy kinders te seën. En voordat ons na die inhoud van die seën toeseggings of seënspreuke gaan kyk, is dit belangrik om daarop te let wie die seën moet uitspreek oor die volk. Nou die priesters moes aan die einde van die oggendedediens in die tempel en later ook die sinagoge die seën van die Here oor die volk uitspreek. Vandaar ook die gebruik in die meeste kerke dat die leraar en die seën van die Here aan die einde van die erediens oor die gemeente
uitspreek. En belangrik om daarop te let dat dit alleen die taak van die priesters was om die seën van die Here uit te spreek. Nou vir ons as Nuwe Testament gelowiges het dit 'n spesifieke betekenis. God seën ons net deur sy seun Jesus Christus wat ons hoëpriester is. Deur sy priesterskap alleen sal jy geseën word. Hy is die hoëpriester van die nuwe verbond wat God met die kerk gesluit het deur die bloed van die Here Jesus en deur geloof in Jesus is ek deel van God se volk en is Jesus ook my hoëpriester waar hy aan die regterhand van die Vader sit en van waar Jesus vir ons intree, vir ons bid en ook God se seën oor ons uitspreek. Nou die seën en seëninge van God kan net my deel word as Jesus my hoëpriester is, as hy my verlosser is. Daarom skryf Paulus aan die Efesiërs, God het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Aangrypend. Buite Christus, nou nie hier op aarde nie, want God se algemene seën is sigbaar nog ook oor hulle wat God nie ken nie. Maar buite Christus is dit alleen die vloek van God wat uiteindelik oorbly. Net op Paulus se woorde aan die einde van 1 Korintiërs 16 vers 22. As iemand die Here nie liefhet nie, vervloek is hy. Dis, as jy wegstap van hom af, stap jy as te ware onder God se vloek in. Jesus is ons hoëpriester wat die seën van God oor ons lewens uitspreek, maar is ook belangrik om daarop te let dat elke gelowige, hier kom jou verantwoordelikheid in, profeet, priester en koning is. In 1 Petrus 2 vers 9 noem Petrus die gemeente 'n koninklike priesterdom. Dit wil sê elke gelowige het die voorreg om die seën van God oor ander gelowiges uit te spreek. Geliefdes, ons moet die seën van die Here oor mekaar uitspreek en nie oor mekaar skinder nie. Dink 'n bietjie daaraan as jy weer skinder. Ek moet liewer die seën van die Here uitspreek. Elke pa as priester van sy huis het die voorreg om die seën van die Here oor sy kinders uit te spreek, soos Jakob met sy seuns. Ek onthou toe my kinders klein was en wanneer hulle geslaap het, het ek by hulle bed gaan sit en my hand op hulle voorkoppies gesit en in geloof dat God die waarmaker van sy woord is, die seën van die Here oor hulle lewens uitgespreek. Doen dit met jou kinders en jy sal verstom staan oor hoe God dit waarmaak. Kom ons kyk nou na die ryke inhoud van die priesterlike seën in Numeri 6, wat ook op ons as Nuwe Testament gelowiges van toepassing is. Die woord van die Here is absoluut wonderlik, ook as jy na die Hebreëus gaan kyk en hoe dit in mekaar gesteek is. Vers 20 tot 23 vorm 'n inleiding. Vers 24 tot 26 is die eintlike seënformule wat die priesters moes gebruik om die seën van die Here oor die volk uit te spreek. Vers 27 is die slottoesegging. Nou die seënformule in Hebreëus bestaan uit 3 sinne, 3 seënspreuke van ongelyke lengte. Die eerste ene is 3 x 5 letters, die tweede een is 4 x 5 letters en die derde een is 5 x 5 letters. Na vorm en inhoud swel die seën van die Here as te ware aan soos 'n stroom wat oor die gemeente uitstort. Verder kom die Here se persoonsnaam Jahwe, wat beteken ek is, wat ek is, in elk van die seënspreuke voor, 'n moontlike verwysing na die drie-eenheid. Ons kom aan die einde daarby uit. As jy die naam van Jahwe wat 3 keer is voorkom wegneem, bly daar 12 woorde oor, wat verwys na die 12 stamme van Israel. En God se seën is gerig aan die hele volk. En wanneer die seën uitgespreek word, is dit gerig aan die individu. Die Here sal jou seën. Dit wys op die persoonlike aard daarvan. Elkeen kan dit vir homself toeëien. So kom ons kyk nou na elke seënspreek afsonderlik. Die eerste een is, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal jou seën en jou behoed bewaar. Beteken aan die een kant dat die Here sy hand van seën oor jou hele lewe sal uitsteek en sy seën oor jou lewe gebied. Aan die ander kant dat hy jou sal behoed en bewaar van enige gevaar of bedreiging of onheil wat die seën van die Here uit jou lewe wil wegvat. Die twee kante. Nou in die Ou Testament word die seën van die Here veral beskryf in die oorvloed wat beleef is in 'n huisgesin. Lang lewe, baie kinders, jy het jou kleinkinders kan sien. Dit is 'n seën van die Here. Dit is vandag nog 'n seën van die Here.
Psalm 127, as die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daarin bou te vergeefs. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. Soos jy ouer word die seën van die Here in 'n familie en 'n gesin al hoe belangriker. En dan daarmee saam oorvloed in goeie oeste, vet kleinvee en baie beeste. Namibiërs verstaan dit, aardse besittings, veiligheid, goeie gesondheid, in Deuteronomium 28, is by God se kinders ook net te wyte aan die seën van die Here. Dit gee God in sy goedheid en alwysheid aan wie en hoe hy goed dink. Deel van God se seën is verder om jou te behoed en te bewaar van droogtes, misoeste, kinderloosheid, onheil en rampe, sodat dit nie jou lewe onbeheerst tuister nie. Het gaan voorkom, maar jy is nie uitgelewer daarin nie. God in sy goedheid is in beheer. Jesus het sy disippels geleer dat nie eers, en dis aangrypend, 'n mossie op die aarde sal val sonder die wil van die Vader nie. Het hy daaraan gedink? Daar sal nie 'n mossie doodgaan sonder dat God in beheer is daarvan nie. Dis bo jou verstand. Hoeveel te meer is ons as sy kinders dan in sy hand nie. Selfs die hare op ons hoof is getel, sê Jesus. Ons hoef nie bang te wees nie, want ons is baie meer werd as mossies. God is in beheer. Dit beteken egter ook dat wanneer rampe en ellende en teenspoed oor my pad kom, dat God in sy almag en soewereiniteit, soos in die geval van Job, dit dan oor my lewe toelaat en beskik, want hy weet wat die beste vir my is, al verstaan ek dit dan nie. Daarom kan vervolging, siekte, beproewings, lyding beslis deel wees van God se plan vir jou lewe, maar die meeste van ons beleef maar so iets soos 20% daarvan en 80% van net God se ook aardse goedheid. Maar hy kan dit kan deel wees van God se plan vir jou lewe om jou geloof te louter en jou te seën. En dit doen hy met almal van ons op verskillende maniere om ons geloof te louter. Moenie soos Job se vriende dan dink dat sonde die oorsaak van die siekte, teenspoed en beproewing is nie. Die woord van God is hieroor baie duidelik. Daarom sal Petrus skryf, hy sal sê, verheug julle, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewing, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Kort tydjie, beproef word, die egtheid van jou geloof. God kan beproewings gebruik om jou as sy kind te seën met 'n gelouterde geloof. Dis 'n groter seën as enigiets anders. Maar te midde van dit sal hy vir jou sorg. En wat God se seëninge in terme van lang lewe, oorvloed en aardse besittings en goeie gesondheid en veiligheid betref, wat die wêreld najag, gee God dus aan elke kind van hom soos hy weet ons nodig het. Kom ons vertrou ons hemelse Vader dat hy in sy goedheid die beste weet. Jesus is duidelik daaroor in Matteus 6 dat ons nie soos ongelowiges ons hoef te bekommer oor kos en klere nie. Jesus sê dis die ongelowiges wat hulle bekommer oor kos en klere. Hy sê julle dis nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Want hulle het nie 'n Vader in die hemel wat hulle vertrou nie. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. En daarom moet ons dus dankbaar wees, ongeag en in alle omstandighede. Ongeag omstandighede en in alle omstandighede. Omdat ons glo ons Vader wat sorg is in beheer. En daarom skryf Paulus in Tessalonisense, wees in alle omstandighede dankbaar, in alle omstandighede. Alle omstandighede. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. So God se woord is duidelik daaroor. As 'n mens nou verder lees, aardse seëninge, gesondheid, voorspoed, veiligheid, sekuriteit is nie die hooffokus van die seën van die Here nie. Dit is sy seën, maar is nie die hooffokus nie. Anders kan ons maklik van God net 'n Kersvader maak wat aardse persente uitdeel. En dis waar die prosperity gospel vashaak en dis al wat hulle verkondig. Die woord van God het egter hier 'n verdere perspektief wat belangrik is en dis duidelik dat al die beloftes van aardse seëninge
voorspoed en gesondheid op 'n baie meer oorvloedige wyse vervul sal word. Wanneer God se kinders die koninkryk van die hemel en die nuwe aarde sal ontvang. Daarom sê Jesus, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang, en daar gaan net volmaakte aardse seëninge in terme van 'n nuwe aarde wees. En op die nuwe aarde sal daar geen siekte, dood, pyn, honger of hartseer wees nie. Maar ons is nog nie daar nie. Ons leef nog hier. Ons leef nog hier met die oog op dit. En wanneer ons nou verder beweeg, dan sien ons dat God se seën nie net iets is wat ons ontvang nie. God se seën verander ons lewe. God se seën verander ons lewe ingrypend en goede. Wanneer God ons dit seën, dan beteken dit nie in die eerste plek voorspoed, sukses, 'n vet bankrekening, baie aardse rykdom, noodwendige gesondheid, veiligheid ensovoorts nie. Nee, wanneer God ons seën, dan verander dit ons in ons wese. Verander jou. In Matteus 5 beskryf Jesus vir ons die karaktereienskappe van sy volgelinge wat deur God geseën is. Sê Jesus, so lyk die mense wat deur God geseën is. Hy sê geseënd is die wat arm van gees is. Soos geestelike bedelaars leef hulle in nederige afhanklikheid van God omdat hulle deur God geseën is. Geseënd is die wat treur. Hulle treur oor hulle eie sonde wat God bedroef omdat hulle deur God geseën is. Geseënd is die sagmoediges. Hulle behandel ander mense met deernis, nederigheid en sagtheid omdat hulle deur God geseën is. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Hulle begeer bo alles om God se wil te doen. Hoekom? Omdat hulle deur God geseën is. Geseënd is die wat barmhartig is. Hulle is barmhartig teenoor medemense in nood omdat hulle deur God geseën is. Geseënd is die wat rein van hart is. Hulle leef rein en heilig. Hoekom? Omdat hulle deur God geseën is. Geseënd is die vredemakers. Hulle dra Christus se vrede die wêreld in omdat hulle deur God geseën is. En in die laaste een wat Jesus noem is geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. Hulle verdra teenstand ter wille van Jesus omdat hulle deur God geseën is. So leef mense wat deur God geseën is. Jesus noem hulle geseënd. In Grieks, makarios is die woord, beteken dit letterlik, gelukkig is julle in God se oë, nie in die wêreld se oë nie. En Jesus noem sy mense wat so geseën is, die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. En nou kan hulle vir alles en almal rondom hulle tot seën wees. As mense so leef wat deur God geseën is, wat behels die seën van die Here wat hierdie harttransformasie by God se kinders veroorsaak? Ons kry dit alles in hierdie seënspreek. Ons vind die antwoord in die tweede en derde seënspreek. Die tweede seënspreek lei soos volg: Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Met die tweede seënspreek raak die seën van die Here net soveel ryker en heerliker. Die God wat sy seëninge oor ons lewe gebied, ons in sy hand hou, ons bewaar, laat sy aangesig in genade oor ons lewens skyn. Wat beteken dit? God is nie soos die son wat agter die wolke weg is nie. God steek nie sy gesig vir ons weg nie. Of verskyn aan ons in sy verterende heiligheid om ons te vernietig nie. Nee, hy kyk na ons met 'n vriendelike gesig. 'n Gesig wat glimlag en sê, die bloed van my seun het vir jou sonde betaal. Ek wil jou genadig wees en jou vergewe. Met Jesus se menswording en kruisiging het God sy aangesig oor die mense om laat skyn en sy vriendelike gesig aan die mensdom bekend gemaak. God het sy vriendelike gesig bekend gemaak. En daarom sê Jesus vir Filippus, wie my sien, sien die Vader. Dis die Vader se hart. Wie my sien, sien die Vader. En as jy nog nie in die vriendelike gesig van Jesus gekyk het en hom as die Here en Verlosser aangeneem en nie doen dit, want God die Vader wil sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou genade betoon. Dis genade betoon. Dis wat wanneer God sy aangesig oor ons laat skyn. Genade wat jou lewe verander en nie dieselfde laat nie. Maar daar kom 'n dag wanneer God se vriendelike gesig in Jesus nie meer opgesoek kan word nie. 'n Dag wanneer God sy gesig sal verberg, maar net 'n gesig van gloeiende oordeel en straf sal oorbly vir hulle wat die vriendelike gesig van Jesus
weggeklap het. Op 'n positiewe noot beteken hierdie seënspreek dat ons elke dag as gelowiges kan leef met die wete dat ons hemelse Vader ons in genade aansien. God sien jou in genade aan. Jou gebede verhoor, sy hand oor jou hou, omdat jy sy geliefde kind is. Die derde en die laaste seënspreek beskryf die volheid van God se seën vir sy kinders en is ook die klimaks van die priesterlike seën. Jy het gesien, ek het gewys, dit bou op. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. In die Midde-Oosterse taalgebruik beteken om jou aangesig oor iemand te verhef, om in liefde na 'n persoon te kyk en jou liefde vir hom uit te druk. Dink aan 'n pa wat sy babadogter met sy groot hande naby sy gesig hou en in liefde styf vashou. Dis wat dit beteken om jou aangesig oor iemand te verhef. God kom naby aan jou, omdat hy aan jou genade betoon het en jy sy kind is. Kry jy die beeld? God wat in liefde sy kinders omarm, wanneer hy sy aangesig oor ons verhef, dan raak ons intens bewus waarvan, van sy heilige en sy lieflike teenwoordigheid. En wanneer God sy aangesig oor ons verhef, kom hy naby aan ons. En dis wat jy beleef, as jy vir God stil raak. Hy kyk ons in die oë en sê vir ons dat hy ons onbegryplik lief is vir ons. As jy kind van God is, moet jy dit beleef. Hoe doen God dit? Hy doen dit deur die Heilige Gees, wat ons harte en lewens vul en die liefde van Christus in ons harte uitstort. Dit stel ons in staat om in die teenwoordigheid van God te leef en ons te vul met sy vrede. Nou die woord vir vrede wat hier gebruik word in die priesterlike seën is die woord shalom. Jy ken die woord shalom. Almal het al hierdie Hebreëse woord gehoor. Dit beteken veel meer as die teenpool van onvrede. Dit dui op volkome harmonie, blydskap, welgeluksaligheid, geregtigheid, vrede, 'n verhouding met God en ook met my naaste. Dis so na as moontlik as wat jy hemel op aarde kan kry, want daar's nie bekommernis nie, bitterheid, stres of stryd nie, onverstoorbare vrede en vreugde in die teenwoordigheid van God. Dis wat die woord beteken. Shalom is daardie harttoestand waar ek my volkome vervulling in die Here vind. Jy sien, want hy is hier by my. Hy kyk my in die gesig. Dawid beskryf iets daarvan in Psalm 131 vers 2. Hy sê, ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Dit verstaan ons almal, veral die ma's verstaan dit, hoe daardie kindjie tot rus kom en dit absoluut onverstoorbaar tevrede is. Maar vat hom of haar daar weg, dis dit moeilikheid. Die 2020 vertaling sê, maar ek het my siel tot kalmte en bedaring gebring, soos 'n kindjie by sy moeder, soos 'n kindjie is my siel in my. Dis wat God vir jou gee, wanneer hy sy aangesig oor jou verhef. Dis 'n vrede en 'n tevredenheid wat die Here se teenwoordigheid bring, ongeag omstandighede. Nou hierdie is baie belangrik. Goed van buite gaan jou nie versteur nie. Paulus beskryf dit in Filippense 4 vers 7. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Paulus skryf dit terwyl hy in die tronk sit. Maak nie saak hoe die golwe is nie. Vat die vrede weg. Dit maak nie saak of mense my vloek en beledig, en want ek lewe in God se seën, die seën van sy teenwoordigheid, dan begeer ek ook nie om mense tevrede te stel nie. As jy in daai verhouding met die Here leef, begeer jy nie om mense tevrede te stel nie. Maar alleen vir God, wat sy aangesig oor my verhef, en my vul met sy shalom, besef jy wat die Here vir u wil gee. Om voor die Here se aangesig te leef, stempel my lewe met God se vrede en teenwoordigheid en maak my outomaties lig en sout vir mense sonder dat ek 'n woord sê. In 'n wêreld sonder hoop. Weet jy, dit is alleenlik wanneer ek en jy voor die aangesig van die Here in sy teenwoordigheid leef, dat die aardse seëninge, en jy moet mooi luister, nie in afgode verander nie. As ek so naby aan die Here lewe, as ek in sy teenwoordigheid leef, dan verander aardse seëninge nie in afgode nie. Wat bedoel ek? Dan kan die Here my maar seën met aardse besittings. Hy kan my maar seën met voorspoed by my werk, in my gesin, in my huwelik en
Hierdie dinge sal vir my nooit belangriker as God raak nie, solank ek in sy teenwoordigheid voor sy aangesig leef en hom in die oë kyk wanneer hy dit vir my gee. Dan gaan dit nooit vir my belangriker word as hom nie. Maar beweeg ek buite God se wil en begin ek my eie sondige begeertes najag, dan gee ek aan die duiwel toestemming om wat te doen? Om God se seëninge te steel en te vernietig. Hy vat dit nie weg nie. Hy maak afgode daarvan en hy verslaaf my daaraan. Hy vat die seëninge wat God my gegee het en hy maak dit 'n afgod in my lewe as ek sonde begin leef en my aan my sondige begeertes toewy. Ek wil afsluit. Charles Spurgeon wys daarop hoe dat die seën in 2 Korintiërs 3:13, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees, wat uitgespreek word aan die einde van die erediens, eintlik net 'n samevatting is van die priestelike seën in Numeri 6, wat bestaan uit 3 seënspreuke. En hy vergelyk dit soos volg. Charles Spurgeon sê die eerste seënpreek, die Here sal jou seën en jou behoed, sien hy as die seën van die Vader, wat in sy liefde vir ons sorg, bewaar, oorlaai met sy seëninge in alles wat ons nodig het. 2 Korintiërs 3:13, dis die liefde van God sal by julle wees. En wanneer die Here jou bewaar van onheil en oorlaai met sy seëninge, dan doen hy dit sodat jy vir ander tot seën kan wees. En dan sê Spurgeon, die tweede seënspreek, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Spurgeon sien dit as die seën van Jesus Christus, wat die vriendelike gesig van God se genade sigbaar gemaak het op Golgotha. En dit lees ons ook in 2 Korintiërs 13. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees, dis ook die tweede seënspreek. Wanneer die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou Christus genadig is, dat jy vir Jesus kan ken, dan doen God dit, sodat sy genade deur jou na ander kan vloei. Die derde seënspreek, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Spurgeon sien dit as die Heilige Gees wat ons seën, die seën van die Heilige Gees, wat die liefdevolle teenwoordigheid van God aan en in ons openbaar en ons harte vul met vreugde en vrede. En dis dan in 2 Korintiërs 13, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. En wanneer die Here sy aangesig oor jou verhef en die Heilige Gees jou hart vul met sy shalom vrede, dan doen God dit sodat die venster van jou lewe die lewende God sigbaar kan maak vir mense rondom jou, terwyl jy nie eers daarvan bewus is nie. Ek kom by die slottoesegging van die priesterlike seën, vers 27. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. As kind van God moet jy nie alleen glo dat God jou in Christus geseën het en verder wil seën nie, jy moet dit ook aanvaar en as priester in Christus dit oor die lewe van jou geliefdes uitspreek en nie dit veral paas 'n baie belangrike rol. En God sê hy sal dit doen. En as hy sê hy sal dit doen, dan sal hy dit doen, want hy is getrou aan sy beloftes van sy woord en hy is die waarmaker van sy woord. Spreek God se seën uit en gaan wees 'n seën. Amen.